Goeiedag. En vandag trek ons by deel 3 oor wedergeboorte. En vandag handel oor in Christus. Jy het mos al baie gehoor, ek in Christus en Christus in my. Wat beteken dit? Hoe werk dit? Hoe het dit gebeur? God, die Vader, hunker na liefdevolle, loyale kinders in sy huis. Ja, God word nooit onkant gevang nie. Hy het 'n plan uitgedink nog voor die grondlegging van die wêreld. Ons hoor in Efesiërs 1 vers 3 en 4, die Here sê daar: Geseënd is die God en die Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Soos hy, God die Vader, ons in hom, Jesus Christus, uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor God, die Vader, in liefde te wees. Ja, hierdie wedergeboorte in Christus gedeelte gaan nie oor die uitverkiesing van een groep mense bo ander nie. Nee. Volledige Christus in my en ek in Christus volg nadat ons deur genade en liefde wedergeboorte ontvang het. Dit gaan oor die feit dat God dit vooraf beskik het, dat die mens in Christus sal wees. God het dit so beskik. Hierdie in Christus mensekinders sal in sy huis woon. Hulle sal sonder gebrek, sonder tekortkominge en vir ewig volmaak in liefde wees. As jy na Efesiërs 1 vers 5 kyk, dan sê dit dat dit ook ingesluit was, dat hy, die Here, dit vooraf beskik het, dat ons sy eie kinders sal wees. Lank gelede, waarskynlik na Lucifer se rebellie, nee. Maar voor die aarde gevorm is, het God so besluit. Hierdie vooraf bepaalde plan staan vas. Dit maak nie saak wat op die aarde, of in die uitspansel of in die hemel gebeur nie. Dit was God se besluit en dit staan vas. Maar wat bedoel ons met in Christus? Aha, hier kom ons by die groot misterie, die groot geheimenis. Hierdie uitdrukking of soortgelyke ekwivalent kom meer as 200 keer voor in die Nuwe Testament. En meer as 140 keer verwys dit na die eenwording tussen Christus en 'n mens. Vir God die Vader en vir sy Seun is dit 'n uiters belangrike konsep. Weet jy wat was Jesus se laaste boodskap aan die 11 disippels gedurende die nagmaal voordat hy gevange geneem is? Weet jy? Dit was juis oor hierdie misterie. Ons hoor daar in Johannes 14:20. In die dag sal julle weet dat ek, Jesus, in my Vader is, en julle in my, en ek, Jesus, in julle. Ja, maar die betekenis van die lewensbelangrike boodskap het bo oor die koppe van die disippels gegaan, want hierdie eenwording is 'n geheimenis wat God later deur sy Heilige Gees aan een man, aan ou Paulus, sou openbaar. Sonder Jesus Christus kan wedergeboorte nie plaasvind nie. En die oomblik wat wedergeboorte plaasvind, kom woon Jesus in ons. Slegs na die Heilige Gees wedergeboorte aan ons openbaar het, kan ons werklik sê ons verstaan wedergeboorte. Alle wedergebore Christene het Jesus in hulle, maar net soos die boodskap oor die koppe van die disippels gegaan het, gaan dit ook oor baie Christene vandag se koppe. Hoor, hulle het die boodskap, maar hulle verstaan dit nie werklik nie. Ja, alles draai om die kruis. God se hele werking draai om die kruis. Die hele Bybel draai om die kruis. Alhoewel Jesus verwys het na die geheimenis, wat homself sou afspeel, moes hy eers gekruisig word, en dan uit die dood opstaan,
voordat die geheimenis openbaar gemaak kon word. Jesus was die saad wat op die grond moes val en sterf voordat hy vrug kon voortbring, hoor ons in Johannes 12 vers 24. En die geheimenis is daarna eers aan Paulus geopenbaar en na hom aan alle gelowiges wat 'n honger ervaar het vir dieper insig. God moes iets van homself neem en God moes dit in mense plaas, waardeur hulle blywend omskep sou word in 'n nuwe mensras met 'n goddelike natuur. Dit was die besluit van God, volgens sy eie voorneme, van ewigheid af, hoor ons in 2 Timoteus 1 vers 9. Die Griekse woord prokronos, dit is letterlik voordat tyd begin het. Die eerste opmerking en verduideliking kom uit die boek van Galasiërs. Lees vandag Galasiërs 1 vers 1 tot 12. Hierdie brief is geskryf om die gemeentes van Galasië te waarsku teen die optrede van sekere dwaalleraars, wat van elders af ingedring het. Hierdie mense het die gesag van die apostel betwis en het verkondig dat die nie-Jode slegs ook gered kon word deur die wet van Moses te onderhou. Wat 'n groot fout. Paulus reageer egter skerp deur daarop te wys dat hy sy apostelskap direk van Jesus Christus ontvang het, deur in Christus te glo, hoor ons in Galasiërs 3 vers 7, nie deur wetsonderhouding nie, in Christus te glo. Christus het die gelowiges vrygemaak van die wet, en nou moet die vrug van die Heilige Gees in hulle lewe sigbaar word. Kom ons kyk net in kort na Galasiërs 1 vers 1 tot 12, nee. Christus het ons kom vrymaak van allerhande wette met hulle moets en hulle moenies, en tegelykertyd ook ons verslawing aan ons sondige natuur vrygemaak. 'n Mens besef eers wat Jesus vryheid werklik is en beteken, wanneer jy uit 'n toestand van kerklike inperking deur mensgemaakte kerklike reëls en regulasies van moets en moenies bevry word. Ook vandag is daar baie gelowiges wat die nakom van wettiese godsdienstige reëls as 'n voorvereiste vir verlossing stel. En daarom is dit nodig om jouself toe te rus om teen hierdie dwaling by jouself en by ander te waak. Gebruik hierdie brief van Galasiërs om vas te staan in die vryheid wat Christus gee. Dan sal jy jou nie onder 'n slawe juk laat indwing nie. Lees die boek Galasiërs. Ja, en ook nie jou vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Daar is net een voorvereiste vir verlossing, en dit is geloof in Jesus Christus. Enige ander addisionele voorvereistes, soos wettiese godsdienstige reëls byvoorbeeld, as jy nie tiendes betaal nie, mag jy nie op die kerkraad dien nie, of 'n spesifieke soort kerkdrag, 'n spesifieke kultuur gebruike, is niks anders as pogings tot aanvulling by die geloof in Christus nie. En so word die eer van God aangetas. En wil die mens maar weer self sy verlossing probeer bewerkstellig, deur werke en deur die wet. Ja, Jesus Christus het die evangelie wat Paulus verkondig, in 'n openbaring aan hom gegee, het ons in Galasiërs 1 vers 11 tot 12 gehoor, nee. Dit was die rede waarom die tweede persoon van die drie eenheid soos 'n lam geoffer was, om aan 'n kruis vermoor te word. Ja, dit was moord, sodat hy in die mens kan wees, binne in jou kan wees. En die mens, jy in hom, Jesus, hoor ons in Handelinge 2 vers 23. Ja, net Christus in 'n mens kan deur God vertrou word. Want God kan mense nie vertrou nie, maar God vertrou sy seun,
wat deur wedergeboorte in 'n mens kom woon het. Jy kan God nie wederkerende liefde gee nie. Net Jesus in jou kan God wederkerende liefde gee. En dit is hoekom Jesus in jou geplaas is deur God, want God het dit geweet. Jesus was die eerste een wat die uitdrukking weergebore gebruik het. In sy gesprek met een van die leiers van die Fariseërs, Nikodemus, ons almal ken die verhaal, het Jesus uit die bloute die onderwerp aangeroer. Daar in Johannes 3 vers 3. Ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En nou Nikodemus was verstom. Ja, so sou ek en jy ook gewees het. Wie het al ooit gehoor van enige wese wat 2 keer gebore word? Dis absurd. Dit gebeur net eenvoudig nie. Nikodemus se reaksie was heeltemal normaal geweest. Hey, Nikodemus vra toe, hoe kan dit gebeur? 'n Mens kan tog nie terug in jou ma se skoot ingaan nie. Jesus herhaal toe sy stelling en hy voeg by, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar dit vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Ja, Jesus se antwoord het nie juist die absurditeit van wedergeboorte opgeklaar nie. Al wat 'n mens daaruit kon neem was dat die wedergeboorte nie 'n vleeslike ding was nie, maar in die geestelike dimensie plaasvind, en dat dit 'n onsigbare, onverklaarbare verskynsel is. Net soos die wind, wat wie weet waarheen waai. Dit was 'n misterie wat nog so sou bly, totdat die tyd ryp sou wees vir God om meer daaroor te openbaar. En die persoon aan wie God dit openbaar het, was iemand van wie 'n mens dit die minste sou verwag het. Dit was die een wat apostel geword het, nadat hy Christene passievol vervolg het. Saulus, wat later Paulus genoem is. Ja, na sy bekering het God sekere diep waarhede, die kern van die evangelie van Christus aan hom geopenbaar. Hoor ons daar in Galasiërs 1 vers 15 tot 17. En hy, Paulus, skryf daaroor in Kolossense 1 vers 27. En wat is die geheim? Die geheim is, Christus leef in jou. Dit is die waarborg, dat jy in die hemelse heerlikheid sal teer. As Christus in jou leef, het jy deel geword, nie eendag nie, nie as jy dood is nie, het jy alreeds deel geword van die heerlikheid van God se huis. Dit is gewaarborg. Ek sluit af. Paulus het nooit die term wedergeboorte gebruik nie, maar hy het male sonder tal die uitdrukking in Christus gebruik, om die eenwording tussen die gelowige en Christus aan te dui. Wat het die eenwording met Christus met wedergeboorte uit te waai? Ja, kom saam volgende keer, ons is nog steeds op toer saam met Jesus, deur wedergeboorte, en hy gaan vir ons volgende keer wys, 'n nuwe mensras, en wat dit beteken. Amen.